baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Dankie dat ek en jy weer aan die begin van 'n werksweek som net 'n paar oomblikke saam kan kom sit en net 'n paar gedagtes met mekaar deel. Ek gaan nie vandag die gedeelte lees nie, maar ek verwys na Johannes 12. Johannes 12 hier van vers 1 tot vers 11. Nou die gebeure is so 6 dae voor die Paasfees en dit is waar Jesus deur Martha, Maria en Lazarus genooi word om by hulle in Betanië te kom kuier en waar daar hierdie feesmaal vir Jesus gegee word. In hierdie gedeelte kan jy gaan lees, is daar 'n klompie karakters wat ons hiervan lees. En ek wil vra dat ons vandag net by 2 stil staan met die vraag, hoe volg hulle vir Jesus? Of mag ek dit anders stel, met watter bedoeling volg hulle vir Jesus? En dan kan ons daarna ook vir mekaar vra. Kan ek vir myself vra, jy dalk vir jou, met watter bedoeling volg ek vir Jesus? Die eerste persoon, die eerste karakter na wie ons kyk, is Judas. Judas Iskariot. In die gedeelte lees ons dat Judas het die beursie gedra van die disippels, hy het die geldsaake hanteer. En dan lees ons van Maria wat die duur nardesolie uitgiet op Jesus se voete en hom daarmee salf, en Judas vervies hom bloediglik. Want hierdie nardesolie kon verkoop geword het en die geld kon aan die armes uitgedeel geword het. Maar dan sê hierdie gedeelte, dit was nie eintlik sy bedoeling nie. Hy wou eintlik van hierdie geld vir homself gehad het. Dit het vir hom gegaan oor homself. En dit is die eerste karakter wat ons sien, waar Judas wys dat dit kan wees dat iemand vir Jesus volg, maar nie terwille van Jesus nie, maar terwille van wat hy of sy by Jesus kan kry. So dit is 'n gevaar in ons almal se lewe. Dit is in Judas se geval waar, en dit kan in ons lewens ook waar wees. In Judas se geval kan ons sien hoe hy op 'n stadium, net paar dae later, sê hy, wel, nou begin die priesterhoofde vir my 'n aanbod maak wat vir my baie aanloklik lyk, en ek volg nou nie meer vir Jesus nie, maar nou volg ek die priesterhoofde en ek vat hulle geld, en nou weet ons, daar verraai hy vir Jesus. So dis een rede hoekom ons Jesus kan volg, oor wat kry ek uit hierdie transaksie uit. Die volgende persoon waarna ons gaan kyk is Maria. Maria, as ons na Maria kyk, sy gaan, en al wat sy doen, sy wil net in die teenwoordigheid van Jesus sit. Sy wil net naby hom wees. Sy het nie 'n klomp verwagtings nie. Trouwens, sy vat hierdie duur nardesolie en sy giet dit op Jesus se voete uit. Sy vra nie of dit te veel is vir Jesus nie. Sy vra nie of sy nie iets anders daarmee kan doen nie. Niks is vir haar te veel gevra om Jesus te volg nie, want vir haar gaan dit nie oor haar nie, maar dit gaan oor Jesus. Sy's in hierdie verwondering oor Jesus, die Messias, die koning. Wow, so niks is te veel gevra nie. Sy volg Jesus, nie terwille van haarself nie, maar terwille van om net by hom te wees. En nou moet ons vir onsself die vraag afvra, hoekom volg ons vir Jesus? Is dit om tot ons eie voordeel te strek? Of sal ons sê, ek volg Jesus, want ek wil net naby hom wees. In sy teenwoordigheid maak die lewe sin. In sy teenwoordigheid is daar krag. Sy krag vloei deur my, sy vrede vloei deur my. Sommer net die lewe vloei deur my, as ek net naby hom kan wees. Hoekom volg jy vir Jesus? Hoekom volg ek vir Jesus? Mag dit wees dat dit is soos Maria. Here, ek wil net naby aan U wees.
baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.